Baie welkom by vanaand se program Fokus. Ek is Pieter Kloete. My gaste vanaand is Prof Koos Malan, 'n genoot by Sakeliga. Prof Koos, altyd lekker om u hier te hê. Goeienaand Pieter en goeienaand Jaco. Ek weet toevallig Jaco is ook vanaand 'n mede-gas. Goeienaand Jaco. Goeienaand dan ook aan Jaco Kleinhans, hy is die hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Jaco, ek wil sommer by jou afskop. Ek dink daar's nogal baie om deur te trap in vanaand se program oor die konflik tussen VSA, Israel en Iran en natuurlik nou word die hele Midde-Ooste hierby ingesleep. Maar hoe het ons hier gekom, Jaco? Ek meen daar was nog 'n week of 2 weke terug nog in Genève vredesonderhandelinge of moontlike vredesonderhandelinge tussen die VSA en Iran. Wat het gebeur en hoe het ons hier opgeëindig? Ja, nee, baie dankie Pieter. Baie geldige vraag en goeienaand aan jou ook en aan Prof Koos. Ek dink daar's 'n kort antwoord en 'n lang antwoord daarop. Ons het nie noodwendig tyd vir die lang antwoord nie. Die kort antwoord is om maar te sê dat die afgelope paar weke se onderhandelinge, onder andere in Switserland en in Oman, wat ook hierdie week voortgesit sou word in Wene in Oostenryk, het eintlik bitter min opgelewer. Dit het nie eintlik enigiets meer opgelewer as onderhandelinge wat al tydens die Barack Obama era plaasgevind het en selfs nog daarna ook nie. Beperkte toegewings van Iran, beperkte toegewings van Amerika en my vermoede is dat en as mens nou maar die inligting ontleed, is dat Amerika en Israel eintlik maande lank reeds besig is om hierdie aanval te beplan. Dat daar deur die CIA, die Amerikaanse intelligensiediens, vir maande lank aan intelligensie gewerk is, dat die Iraanse regering geïnfiltreer is. Hulle het 'n hele span gehad wat bewegings van senior politieke en militêre leiers vir maande lank gevolg het met inligting wat vir hulle daagliks deurgestuur is uit Teheran. En daarvolgens is hierdie aanval dis oor 'n lang tyd beplan, fyn uitgewerk. Die Amerikaners het presies geweet wat moet hulle alles na die streek stuur, watter vliegtuigskepe, watter aanvalsvliegtuie, watter lugafweerstelsels. Hulle het dit nou gekoördineer met Israel. Hulle het dit waarskynlik, en dit weet ons nog nie definitief nie, maar selfs met van hulle noue Arabiese bondgenote uitgeklaar en vooraf bespreek. So dit is met ander woorde 'n aanval wat 'n lang aanloop gehad het. Jy neem nie maar net Vrydag 'n besluit om Saterdagoggend 'n aanval soos daardie uit te voer nie. Hulle het blykbaar Donderdagmiddag reeds die finale bevestiging gekry dat daar Saterdagoggend 'n vergadering sou plaasvind by die huis van die opperleier Ali Khamenei en dat daar dan 'n senior klomp leiers van die revolusionêre wag, die weermag, die nasionale verdedigingsraad, dat hulle almal daar teenwoordig sou wees saam met senior generaals. En Israel wat toe nou daardie aanval uitgevoer het. So die aanval is aanvanklik deur Israel daar uitgevoer. As ek in kort dalk net kan byvoeg, Pieter, dis eintlik wat ek nou gesê het, is eintlik die kort antwoord. Dis 'n antwoord wat terugstrek die afgelope paar maande, wat verband hou met Iran se kernprogram, met die onderdrukking van oppositie in Iran. Ons weet van die opstande in Januarie byvoorbeeld waar duisende mense doodgeskiet is. Iran se ondersteuning aan proksiegroepe soos Hamas en Hezbollah en die Houthis en groepe in Sirië en Irak. En nou dit alles vir jou te noem, begin ek nou eintlik so 'n bietjie die langer prentjie te skets. En as ek net een of twee sinne kan sê oor die langer opbou na hierdie aanvalle, wil ek sê moet ons amper so ver teruggaan as die 1920s of die 1930s. Daar was 'n tyd gewees toe Iran 'n monargie was. Daar was 'n stelselmatige beweeg na 'n mate van demokrasie. Veral in die 1950s, 1953 het Amerika en Brittanje saamgewerk om die eerste minister van hom ontslae te raak, om uit te werk. Die monargie het volledige beheer oor Iran geneem. Dit was 'n tydperk, 25 jaar van 'n uiters pro-Amerikaanse, pro-westerse regering in Iran, maar ook 'n regering wat byna onderdrukkend geraak het, korrup geraak het en verseker nie demokraties was nie, uiters sterk gesentraliseerd mag toegepas het. En toe kom die Islamitiese revolusie in 1979 waar 'n baie streng stroming van die Islamitiese Sjiïte moslems die land oorneem, die Ayatollahs, né? En skielik het jy 'n ommeswaai van 'n pro-Amerikaanse, pro-westerse Iran na 'n anti-Amerikaanse, anti-Israeliese Iran en 'n Iran wat wil hê dat Israel eenvoudig van
die aarde afgevee moet word. En sedert 1979 het al hierdie probleme nou maar opgebou, né? Aanvalle op Amerikaanse soldate en weermagbasisse, aanval op Israel, maar dan veral die versterking van al die proksies van Libanon af deur die Palestynse gebiede, Sirië, Irak, Jemen, in al hierdie gebiede. En op 'n punt het dit eenmaal vir Amerika en Israel te veel begin raak. Iran is 'n groot land, 'n reuse land geografies, 'n land met 92 miljoen mense, groot bevolking, 'n invloedryke land in die Midde-Ooste, en Amerika en Israel het vir mekaar begin sê, ons kom nader aan die punt waar ons waarskynlik met 'n militêre aanval Iran sodanig kan verswak dat daar 'n revolusie kan plaasvind, dat daar 'n regimeverandering kan plaasvind. Daar was jare se sanksies, daar was verlede jaar se aanvalle in Junie deur Amerika en Israel op Iran. Iran is verswak. Iran is 'n verswakte land. Hy's 'n binnelands verswak met geweldige interne verdeeldheid, interne spanning. En nou ja, ek dink wat nou maar gebeur het is die Amerikaners en die Israelies het gesê dit lyk of daar nie sommer in die toekoms 'n beter tyd as nou gaan wees nie. Ons berei lankal die aan voor. Kom ons voer die aanval uit. Ja, daar's eintlik 'n baie goeie film wat gemaak is gebaseer op ware verhale wat in 2012 uitgekom het. Die fliek se naam is Argo en dit handel juis oor daai tydperk toe die nuwe regime oorgevat het. Ek dink dit was 1979 en toe die Amerikaanse ambassadeurs en ouens moes vlug en hoe dit gedoen het. Was eintlik 'n wonderlike 'n film oor daai gebeure in daai tyd. Prof Koos, was hierdie voorspelbaar? In 'n sekere sin ja. Daar is, ek gaan nou Jaco se voorbeeld volg en ten dele 'n kort antwoord gee en ten dele 'n lang antwoord. Inderdaad ook so. Kyk, die proses het verloop dat Iran inderdaad oor die afgelope tyd verswak is vanweë 'n verskeidenheid van faktore. In die eerste plek is daar reeds geruime tyd sanksies teen Iran wat hom ekonomies verswak het en wat daartoe gelei het dat die plaaslike bevolking se weerstand teen die regering aansienlik opgebou het. In weerwil van die feit dat daar nog aansienlike ondersteuning vir die huidige bewind is, dit is baie moeilik om 'n spesifieke persentasie daarop te plaas, maar waarskynlik nie meer as 1/3 nie. Ek dink waarskynlik in die omgewing van 5-26%, maar nie meer as dit nie. Maar in weerwil van die feit dat hulle verswak is ekonomies en tegelykertyd ook verswak is met betrekking tot populêre ondersteuning en ook verswak is met betrekking tot hulle militêre slaankrag, gegee by die oorlog van verlede jaar in Junie, waarby Israel en Iran dan ook betrokke was. Hulle was in die oorlog gewikkel en waarby die Verenigde State dan ook met Operation Midnight Hammer betrokke geraak het, toe die kernvermoë van Iran na bewering volgens Trump heeltemal uitgeslaan is, maar is nie heeltemal duidelik of dit inderdaad heeltemal uitgeslaan is nie. Trouwens, vanuit die Amerikaanse veiligheidskringe was die oortuiging dat dit inderdaad, of skoon dit die kernvermoë aansienlike hou toegedien is dit inderdaad nie heeltemal uitgeslaan nie. Maar die feit is dat Iran is beduidend verswak. Iran is natuurlik verder verswak gegee by die feit dat daar vroeër vanjaar, wel eintlik vanaf die einde van verlede jaar, strekkende in die eerste gedeelte van Januarie vanjaar, 'n enorme openbare uitbarsting was in 'n sekere sin. Inderdaad 'n uitbarsting wat dit uitgeloop op enorme weerstand, publieke weerstand, wat tentoongestel is in Teheran, die hoofstad, en 'n verskeidenheid van ander Iranese stede. Dit het die Iranese regime geweldig op die verdediging geplaas, as gevolg waarvan hulle daarna oorgegaan het daartoe om die openbare tentoonstelling van weerstand op 'n gewelddadige wyse die nek in te slaan. Dit is nie heeltemal duidelik verskoning wat die dodetal was van gewone Iranese nie, maar enige iets in die omgewing van 32.000 mense is waarskynlik binne 'n kort tydsbestek gedood. Nou, ek dink nie die Amerikaanse regering het op daardie stadium heeltemal mooi geweet hoe om daarop te reageer nie.
Ten minste was hulle nie gereed om die ding op een of ander wyse militêr by te staan nie. En selfs al was hulle gereed daarvoor, dink ek was dit nie vir hulle duidelik of dit sin sou maak om dit te doen nie. Want om militêr in te gryp beteken dit jy moet baie spesifieke oogmerke hê vir jou militêre optrede. En ek dink nie die Amerikaanse regering was seker dat indien hulle sou ingryp, daar inderdaad 'n revolusie of een of ander opstand deurgevoer sou word, wat uiteindelik tot 'n staatsgreep sou kon lei nie. Maar goed, dit is die een deel van die verhaal. Die ander deel van die verhaal het baie sterk betrekking op Israel. Israel is bang vir Iran, vir goeie rede. Israel is herhaalde kere, juis gedurende die oorlog in Junie, is hy ook met missiele gepeper. Die Israelse verdedigingsvermoë is op die proef gestel. Etlike kere is dit so op die proef gestel dat Iranese missiele inderdaad deurgekom het en dat Israelse militêre installasies sowel as gewone lede van die Israelse publiek op 'n betreklike beduidende skaal gedood is. Dit het gewys dat Iran het aansienlike vermoëns, ook vermoëns met betrekking tot hoë vlak, hoë tegnologie wapentuig en die vermoë om inderdaad vir Israel te kan seermaak. En as gevolg daarvan het Israel uit sy pad uitgegaan om vir Amerika by een of ander vorm van oorlog te betrek nou teen Iran. En ek dink daar's nou 'n groot debat aan die gang ook in die Verenigde State self en trouens nie net in die VSA nie, maar eintlik oral, maar natuurlik baie skerp veral in die VSA, dat as dit nie vir Israel was nie, die Verenigde State na alle waarskynlikheid nie by hierdie oorlog betrek sou word nie. Daar is uiteenlopende sienswyses daaroor. Ek wil net sê ek en Jaco het ook vanoggend daaroor gepraat. My sienswyse is en is onder korreksie, is dat die VSA inderdaad, as dit nie vir Israel was nie, waarskynlik nie by hierdie oorlog betrek sou word nie. Veral nie op hierdie oomblik nie. Want dit is juis as gevolg van die vergadering wat daar gehou is op Saterdagoggend, waarby 'n groot gros Iranese militêre bevelvoerders en senior politici betrokke was, wat die aanval op daardie oomblik uitgevoer is in daglig, wat heeltemal strydig is met die wyse waarop die Amerikaners tot sover opgetree het. Hierby moet mens voeg natuurlik die onderhandelings. Daar was nog steeds kernonderhandelings wat aan die gang was, met betrekking waartoe Oman 'n bemiddelingsrol gespeel het. Daar was, sover ek dit gevolg het, en ek staan insgelyks onder korreksie, soos eintlik enige kommentator by sy siens onder korreksie staan, maar daar was nie enige tekens dat die onderhandelings noodwendig op die punt gestaan het om totaal af te spring nie. Dit was nie 'n kwessie dat hier geen uitweg is nie. Van die kant van Oman, wat sekerlik 'n belang gehad het om dit te sê, was die aanduidings trouens dat daar ofskoon voetjie vir voetjie tog vordering was. En in die lig daarvan is die vertolking dat die VSA, wel het Israel, maar in die tweede plek die VSA wat direk by die onderhandelings betrokke was, inderdaad malafide opgetree het, is nie 'n onoortuigende vertolking nie. Hoe kan jy weliswaar 'n opponent en 'n vyand, maar midde in 'n situasie waar daar tog tekens is dat daar vordering gemaak word met onderhandeling, hoe kan jy in dergelike omstandighede hom aanval? So die VSA het inderdaad iets om te verduidelik. Ek dink dit plaas vir Trump inderdaad in 'n moeilike posisie. Ons sal nou kom, ek gaan eers hier 'n streep trek by wat is die oogmerke, die oorlogsoogmerke van die VSA. Dit is inderdaad 'n baie moeilike kwessie. Die oorlogsoogmerke bepaal onder andere hoe lank die oorlog gaan aanhou. Wanneer kom die VSA by die punt dat hy kan sê ek het my oorlogsoogmerke bereik en wanneer kan hulle die oorlog beëindig en uit die randpad gee? Ons is net hierna weer terug. Dit is Fokus. Fokus, welkom terug by Fokus. Ek is Pieter Kloete, my gaste vanaand Prof Koos Malan en Jaco Kleinhans. Jaco, ek wil sommer weer by jou aangaan. Die Midde-Ooste, Qatar, die VAI word ook nou half betrek by hierdie. Dis die een vraag. En
Het hulle geweet hiervan dink jy? Ek weet Prof Koos het gesê, weet hulle het definitief hiervan geweet. En dan die ander vraag aan jou is, wie is tans in beheer van Iran? Is dit die president Masoud Pezeshkian? Is hy nog steeds 'n baie groot bedreiging vir Iran? En hoe dink jy gaan die oorlog net 4 weke hou? Ja, kom ek begin by daai laaste vraag en ek dink 'n mens kan gerus die Amerikaanse minister van verdediging Pete Hegseth se baie goeie toespraak vanmiddag gaan luister waarin hy weer eens vir die Amerikaanse publiek die bevestiging gegee het dat hierdie 'n kort militêre operasie sal wees en dat hierdie nie 'n lang uitgerekte oorlog sal wees nie. Ek dink die Amerikaners het daardie les in die verlede geleer en dis hoekom hierdie juis op 'n totaal en al ander manier aangepak is as byvoorbeeld wat in Irak gebeur het. Ek dink die vergelykings met Irak is sinnelose vergelykings omdat Amerika onder George W. Bush 'n heeltemal ander agenda, motivering, maar ook strategie in Irak uitgevoer het. So ek dink Amerika het hier 'n totaal ander benadering wat insluit om dan natuurlik sy eie risiko's te beperk. Maar ek dink mense moet die Midde-Ooste baie mooi verstaan. En mens moet die unieke verhouding tussen Iran en die Arabiese lande en die ou spanningslyne tussen hulle baie mooi begryp. Hierdie lande veral dan sedert die islamitiese revolusie in 1979 sit nie om dieselfde vuur nie. Iran is regeer deur 'n redelike ekstreme vorm van Shiite Islam. Dit is wat die Ayatollahs is. En hulle het in baie sterk kontras teen die belange van die Arabiese wêreld opgetree, maar dan natuurlik veral teen die belange van jou ryker toonaangewende Arabiese lande soos die Emirate, Qatar, ek dink veral hier in Saudi-Arabië ook, al hierdie lande. Onthou wat het Iran gedoen die afgelope tyd? Iran was 'n terreurstaat onder leiding van Ali Khamenei. Hulle het eenvoudig terreurgroepe befonds, hulle terreurgroepe van wapens voorsien. Hulle was verantwoordelik vir talle terreuraanvalle en onderskei nou hier, as ek praat van terreur, dit wat Iran gedoen het van byvoorbeeld die Islamitiese Staat en Al-Qaeda, dis totaal iets anders. Daardie islamitiese terreurgroepe kom vanuit die Soenite moslimtradisie, maar vanuit Iran, vanuit die Sjiïte moslimtradisie, het jy dan nou hierdie ondersteuning gehad aan byvoorbeeld in Libanon, Hezbollah. En jy het steun gehad aan Hamas in die Palestynse gebiede, die Houthis in Jemen, verskeie groepe in Sirië en Irak. En die ondersteuning wat Iran aan hierdie groepe verleen het geweldige destabilisering dikwels in die Midde-Ooste veroorsaak, het geweldige uitdagings veroorsaak. Byvoorbeeld vir 'n land soos Saudi-Arabië, kyk maar na die voortdurende stryd wat die Saudis gehad het met die Houthis. Kyk na Libanon, wat in Libanon gebeur het onder leiding van Hezbollah. Die stryd teen Christene, die geweldige aanslag op Christene, hoe die Christenbevolking afgeneem het daar. Hoe Libanon werklik waarvan 'n vooruitstrewende land, 'n uiters suksesvolle, ekonomies suksesvolle Midde-Oosterse land verval het in 'n disfunksionele land weens die aktiwiteite van Hezbollah gefinansier en geondersteun deur Iran. So die tydperk van die Ayatollahs die afgelope byna 50 jaar was 'n tydperk van toenemende spanning tussen Iran en dan nou die Arabiese wêreld om hierdie redes wat ek nou genoem het. So ek dink daar is met goeie rede dat ons hoor dat daar 'n sig van verligting Saterdag was in stede soos Beirut, die hoofstad van Libanon, wat terloops die afgelope paar maande eintlik vir die eerste keer in baie jare 'n baie goeie regering het. 'n Regering wat juist probeer om Libanon op te bou sonder Hezbollah. En dit nadat Israel natuurlik met redelike sukses Hezbollah verlede jaar verslaan het in 'n oorlog.
En dit is ook hoekom Saudi-Arabië en die Emirate almal redelik gelukkig is daarmee. Daar het natuurlik 'n ander baie belangrike ding die afgelope 13 maande gebeur, en dit is dat die verhouding tussen Amerika en die Arabiese lande dramaties herstel en versterk is. President Donald Trump het dit as een van sy belangrike buitelandse beleidsoogmerke gestel. Tydens die tydperk van Joe Biden was daar 'n swak verhouding veral tussen Saudi-Arabië en Amerika. Daardie verhouding is wesenlik weer versterk in Amerikaanse belang natuurlik. Amerika het geweldige groot belange in die Midde-Ooste en die verhouding tussen Amerika en daardie lande wat versterk is, en dit het 'n groot bydrae gelewer tot Trump se vredesooreenkoms in Gaza, sy hele vredesraad en alles wat daarmee saamgaan. Vir die eerste keer in dekades sien ons dat Arabiese lande nou 'n positiewe rol speel in vrede tussen Israel en die partye, iets wat eintlik in letterlik in dekades nie gesien het nie. En dit is weens hierdie verhouding. Al hierdie lande, die Arabiese lande, daardie ryke golflande, sowel as Amerika en Israel, het baie duidelik gesien dat Iran ernstig is oor onderhandelinge nie. Die proses die afgelope tyd wat deur Oman gefasiliteer is, was byna 'n futiele oefening geweest. Daar was geen vordering gemaak nie. Iran het nie toegewings gemaak nie. Iran het egter gespeel vir tyd. Iran het gespeel vir tyd vir 'n eenvoudige rede dat sedert verlede jaar Junie se aanvalle deur Israel en Amerika, moes Iran natuurlik sy militêre kapasiteit heropbou, sy vermoë om missiele af te vuur, sy vervaardiging van missiele, veral ballistiese missiele op 'n groot skaal. En die Iranese het die afgelope tyd vir tyd probeer speel. Dan die laaste vraag wat jy gevra het hier oor Pieter, en dit is oor wie is in beheer tans in Iran. Ek dink hierin lê een van die groot risiko's opsluit, dat indien Iran in totale chaos verval. En ek wil weer eens hier sê, Iran het nie die soort probleem wat byvoorbeeld in Sirië of Irak was nie. Daar is nie in Iran aktiewe terreurgroepe soos die Islamitiese Staat of Al-Qaeda nie. Daar is eerder interne diversiteit. Iran kan opgebreek word, né? Daar is Koerde, daar is Arabiere, Arabiese minderheid, daar is Armeniërs en Assiriërs en Turke. Daar's 'n redelike verskeidenheid van mense. Die sogenaamde Persiërs is maar omtrent die helfte van Iran se bevolking. En indien jy nou 'n verswakking van die sentrale regering het, dan mag die land miskien opbreek en dit kan tot sektariese geweld en interne konflik lei. Op die oomblik lyk dit wel vir my of Masoud Pezeshkian nog in beheer is as president, en ek dink daar's 'n goeie rede waarom Amerika en Israel besluit het om hom nie uit te haal nie, om hom dood te maak nie, want hy is natuurlik 'n pro-hervormingspolitikus. Dit was eintlik maar net vir hom nooit moontlik gewees nie, omdat hy altyd onder die gesag van Ali Khamenei gestaan het. Maar Pezeshkian mag miskien 'n brug wees tussen Iran en Amerika om uiteindelik soos in Venezuela 'n tydelike oorgangsregering te kry. Die Amerikaners wil nie baie verder dieper betrokke raak nie. Hulle sal wil sien dat daar 'n stelselmatige oorgang in Iran is na 'n sagter soort van regering, nie noodwendig onmiddellik 'n pro-westerse demokratiese soort van regering nie, baie dieselfde as wat Trump en die Amerikaners in Venezuela gedoen het. Gebruik mense uit die huidige bestel om stelselmatige hervormings te implementeer, en my vermoede is dat dit is wat oor die volgende dae gaan plaasvind. 'n Poging van die Amerikaners om met 'n segment, 'n oorblywende segment van Iran se regering tot een of ander vergelyk te kom. As dit nie gebeur nie, dink ek is daar reuse risiko's vir die Iranese, vir die hele Midde-Ooste, maar natuurlik ook vir Amerika. Ek gaan net kans gee vir Prof Koos Malan vir repliek, maar Jaco, ek wil net hierna by jou ook hoor oor die verhouding tussen Amerika en Engeland met Stamer wat nou nog steeds vaskop en sê hulle wil glad nie betrokke raak nie. En hoe daai verhouding tans daarna uitsien. Maar Prof Koos? Ja, ek dink die eerste plek vir die Amerikaners en vir Israel sou gewees het as die regering sonder meer dadelik geval het binne eerste klompie ure. Dit het toe inderdaad nie gebeur nie. En my vermoede is dat Israel en die VSA nogal verbaas was, miskien dalk 'n bietjie geskok was toe daar 'n baie sterker reaksie was, onder andere vanweë die afvuur van missiele op 'n aantal lande met inbegrip van Israel, Oman, Qatar, Bahrain
en Verenigde Arabiese Emirate en natuurlik ook Jordanië, daar is nog daai vermoë om dit te kan doen. Daar kan nog inderdaad hard geslaan word deur Iran. Ofskoon dit dalk nie op dieselfde grootskaalse basis kan wees as wat dit andersins sou gewees het nie, omdat die Iranse vermoë beduidend verswak is, kan jy nog 'n vorm van wat mens bykans kan noem staatsterreur of staatsguerrilla oorlogvoering kry. Al is dit dan nou by wyse van guerrilla oorlogvoering via missiele of watter ander wyse ook al. Met ander woorde, amper nie 'n konvensionele oorlog nie, maar dat die oorlog volgehou word op hierdie lukrake grondslag. Dit is heeltemal moontlik dat dit kan gebeur. Indien dit wel gebeur, loop die Amerikaanse regering die risiko dat hy in 'n langtermynoorlog in Iran betrokke raak en dat dit al hoe meer lyk na iets soos wat dit was in Afghanistan en iets soos in Irak. Dit is natuurlik wat die huidige Amerikaanse regering onder Trump tot elke prys wil verhoed. Dit is absoluut so nou in die onlangse nuuskonferensie van 1, 2, 3 ure gelede is dit weer baie pertinent onomwonde deur Piet Hegseth gestel. Dat hulle wil nie dit hê nie. Dit is allermins, die term is nie gebruik nie, maar wat jy in die huidige Amerikaanse regering het, is allermins een of ander vorm van neokon-regering, waar daar 'n ideologie is, byvoorbeeld die ideologie van een of ander vorm van demokraties, liberale universalisme, wat uitgevoer moet word en wat aan die hand van een of ander Amerikaanse templaat op Iran nou in hierdie geval oorgeplant moet word. Dit is sonder enige twyfel nie die beleid van die huidige Amerikaanse regering nie. En maak van die huidige bewind iets radikaal anders as wat die bewind van enige vorige regering was in die afgelope 30, 40, 50 jaar. Anders as Republikeinse regerings en ook anders as demokratiese regerings natuurlik. Maar om dit te bewerkstellig, wat die effekte van die oorlog betref, beteken dit dat daar inderdaad een van twee goed moet gebeur. Of daar moet so gou as moontlik een of ander vorm van skikking kom. Alternatiefelik moet die Iranse regering so gou as moontlik volledig tot 'n val kom. My raai, en ek gee toe dat dit niks meer is nie as 'n raai, is dat dit inderdaad 'n vorm van 'n skikking gaan wees. Vir die doeteenvoudige rede, as jy nie 'n skikking kry nie, het jy doeteenvoudig 'n totale magsvakuum en dan het jy die situasie dat die moontlikheid van terreurgroepe, wat ook al, of dit nou oorsprong daarvan in Iran self is en of die oorsprong nou daarvan van buite is, die kom onmiddellik weer baie sterk na vore. En om daai rede is dit waarskynlik, en ek stem daar saam met Jaco, is dit waarskynlik in die belang van die Amerikaanse regering om akteurs wat die FSA beskou as akteurs met wie hy kan saamwerk, met wie hy een of ander vorm van, noem dit maar meer gematigde vorm van Sjiitiese regering in Iran kan kry, om dit so gou as moontlik te probeer bewerkstellig. Daar's druk op die FSA om dit te doen. En ek dink die Iranse regering, wat ook op 'n rasionele wyse optree, daar's geen kwessie daaroor nie, juis omdat jy te doen het hier met gematigdes wat oorgebly het, ek dink is die kanse dat so 'n skikking bewerkstellig kan word goed. Die belang vir die FSA om dit te bewerkstellig is dat hy wil so gou as moontlik ook uit die oorlog uitkom. Weliswaar, ofskoon Hegseth en ofskoon die president sê, maar ons beleid is nie een van regime change nie. Dit is nie een van 'n goeie Afrikaans ontseteling van die regering nie. Sê hulle tog. Ons sê nou weer in die nuuskonferensie van 'n uur of 2 gelede, sê Hegseth, dit is nou die geleentheid vir die Iranese bevolking om in opstand te kom soos in Januarie en die regering omver te werp. Maar ek dink die kanse dat iets in diervoege kan gebeur is baie skraal. Vir die doeteenvoudige rede, daar is die voorbeeld van wat met hulle gebeur het nou 2 maande gelede, toe die bevolking geweldig nadelig getref is deur die verwoede optrede van die Iranese regering. So ek dink daar kom inderdaad een of ander vorm van skikking. Dit is natuurlik so dat die FSA te gelykertyd in ag moet neem wat die ander belange is wat hy moet verdedig. Ander belange is wat hy moet beskerm. Hy moet die belange beskerm van die golfstate wat hegte bondgenote van hom is. Daai bondgenootskappe is eintlik 'n baie groot deurbraak vir die Trump regering,
alreeds van die vorige bewind wat nou in die huidige bewind voortgesit is. Ek dink nie daar word altyd genoeg erkenning gegee aan Trump vir die suksesse wat dit behaal is om daardie hegte bondgenootskappe met die golfstate te bewerkstellig nie. Maar daai golfstate is baie kwesbaar. Dis klein staatjies, hulle is weliswaar baie ryk, maar hulle is baie kwesbaar en hulle is afhanklik van enorme buitelandse belegging. En hulle is natuurlik afhanklik ook van 'n behoorlike funksionering van die Persiese Golf, van die seevervoer daar. En die implikasie daarvan is dat enige vorm van risiko van Iranese ingryping, van Iranese aanvalle op enige een van daai state, ek gaan dit nie nou weer noem wat al die state is nie, moet vermy word, want die implikasie daarvan is dat daai staatjies word doeteenvoudig in weerwil van die feit dat hulle baie ryk is ensovoorts, en Iran ook kan terugslaan, word doeteenvoudig ekonomies gesproke lam gelê as hulle enigstens by oorlog betrokke raak, en dit is eintlik die verantwoordelikheid van die VSA ook teenoor daai golfstaat bondgenote van hom om so ver as moontlik 'n oorlog so gou as moontlik tot einde te bring. Ja, Cornelis, weer oor na jou, die verhouding van Amerika en die Engeland, oor Stamer wat gesê het hy wil glad nie betrokke raak nie. En dan net daarna, die ander vraag wat ek vir jou wil vra is die ekonomiese implikasie veral met China. Ons weet met Venezuela het omtrent 20% van hulle olie aan China verskaf en Iran was natuurlik ook 'n groot uitvoerder van olie na China. So hierdie is natuurlik ook nog 'n groot slag vir China. Sonder twyfel, Pieter, kyk, 'n onderdeel van hierdie besluit om aan te val, is natuurlik president Donald Trump se geopolitiese uitkyk. En 'n mens kan daarvan van hom verskil, maar ek dink dit is 'n meesterlike strategie wat hy voer. Hy het China se toegang tot goedkoop olie uit Venezuela afgesny, soos jy gesê het. En nou doen hy dieselfde met Iran ook, jy weet. Dit plaas China regtig in 'n moeilike posisie. Trump weet dat daar in die toekoms nog 'n verdiepende magstryd, globale magstryd tussen Amerika en China sal wees, en dat dit die twee teenpole van die wêreld verteenwoordig. Dit is hoekom hy 'n einde wil hê aan die oorlog in Oekraïne. Hy wil sien dat Rusland teruggetrek word nader aan westerse invloed, want hy sien China as 'n land wat uiteindelik alles verteenwoordig wat anti-westers is in terme van kultuur, regeringsstyl, internasionale invloed, alles anders ook, jy weet. So ek dink dit is daar's sonder twyfel 'n onderdeel hiervan teenwoordig. Ek dink in terme van die reaksie op Saterdag se aanval was daar 'n versigtigheid van baie lande. Daar was verskillende soort van uitsprake. Jy sou tipiese linkse politici en linkse politieke leiers kry. Ek dink nou aan Pedro Sanchez van Spanje, wat sekerlik die mees linkse staatshoof tans in Europa is, wat dit hard veroordeel het en gesê het jy weet, hoe kan Amerika nou Iran aanval? Dis nou dieselfde Spanje wat tans van alle NAVO-lidlande die heel minste persentasie van sy BBP aan verdediging spandeer. Maar dan was daar meer genuanceerde reaksies gewees van lande soos Brittanje, Kanada, Frankryk en Duitsland. Hulle almal beweeg stelselmatig in 'n rigting nader daaraan om wel ten minste indirek Amerika en Israel te ondersteun. Ek dink die naaste daaraan is Duitsland. Duitsland wat die naweek 'n baie meer soort van pro-Israel en Amerika standpunt ingeneem het as selfs Brittanje of Frankryk. Nou môre sal natuurlik die Duitse kanselier in die Withuis wees, Friedrich Merz. Hy besoek president Donald Trump môre en hulle sal dit sekerlik bespreek. So ek dink daar's 'n rede hoekom Duitsland homself histories natuurlik nader aan Amerika en Israel posisioneer, maar ook in hierdie spesifieke geval weens sy eie afhanklikheid. Keir Starmer van Brittanje, sowel as Emmanuel Macron van Frankryk, is van die ongewildste leiers tans in die wêreld. So ek neem so bietjie wat hulle sê met 'n knippie sout. Hulle is beide ook in 'n posisie waar hulle nie eintlik baie beweegruimte polities, ekonomies of militêr het nie. En ek sien reeds dat die Franse vandag sekere skuwe begin maak het in hulle standpunt oor hierdie oorlog. En ek verwag eintlik maar dieselfde van die Britte ook. Want kyk wat het intussen gebeur. Iran het 'n hommeltuig aanval uitgevoer op 'n Britse weermagbasis in Cyprus. En op een of ander stadium sal die Britte
waarskynlik 'n sterker posisie moet inneem as Stamer se posisie wat iets in die lyn van sê dat Brittanje gekant is teen regimeverandering vanuit die lug. Ons weet hoe regimeveranderingspogings op grond misluk. In Irak is daar die beste voorbeeld waar Amerika en Brittanje dit saam gedoen het en ons weet Amerika sal dit nie weer doen nie. Maar ek dink die Britte bevind hulle self nie op 'n baie goeie plek nie, net soos Frankryk. Hulle het meer interne probleme as wat hulle op hierdie stadium in elk geval kan hanteer. So ja, ek dink hierdie lande is almal in 'n mate verswak. Hulle verkeer almal onder groot druk binne NAVO van die Amerikaners om natuurlik meer te doen. En dit skep moeilike ingespanne verhoudings. Daar's verkiesings wat plaasvind in baie van hierdie lande. Jy weet daar's oor minder as 2 weke munisipale verkiesings in Frankryk. Daar's munisipale verkiesings in Mei in Brittanje. Daar's in 5 Duitse deelstate later vanjaar streeksverkiesings. En in al 3 hierdie lande is daar geweldige toename in steun vir regse partye, anti-immigrasiepartye, partye wat bietjie anders ook kyk na buitelandse beleid. So ja, ek neem regtig waar die reaksie van die lande met 'n knippie sout. Ek wil amper in hierdie opsig sê, neem ek die standpunt van jou Arabiese lande belangriker op. 'n Land soos Indië is in hierdie geval vir my 'n baie belangrike internasionale rolspeler. Indië se eerste minister Narendra Modi wat natuurlik verlede week in Israel was, hy posisioneer Indië eintlik as 'n noue bondgenoot van Israel. So hier is interessante verwikkelinge in terme van geopolitiek aan die uitspeel en ek dink afhangende van wat gaan gebeur oor die volgende paar dae in hierdie konflik, gaan ons waarskynlik verdere verskuiwings sien. Ons sien dit reeds met die Golflande. Ek dink Iran het 'n reuse fout begaan om die Golflande aan te val, om vandag 'n gasaanleg in Qatar aan te val, om die lughawe in Dubai en die Emirate aan te val. Ek dink dit was groot strategiese foute gewees. Ja, Koen, net om af te sluit, ek wil dan 'n bietjie later vir Prof Malan vra om bietjie vir ons bietjie meer uit te brei oor die Lex Libertas wat plaaslik 'n bietjie van 'n konferensie byeengeroep het. Maar net om af te sluit, Jaco, van jou kant af, binne 'n minuut of 2, waar sien jy hierdie konflik oor 'n week van nou af? Ja, ek dink kyk, ons het al die tyd geweet dat Iran het 'n groot weermag en 'n groot militêre slaankrag. Dis 'n land met 'n staande mag van 1 miljoen mense. Hulle het verlede jaar op 'n stadium nog 30,000 missiele gehad. En dat hulle sal kan terugveg. Ek dink dis hoekom die Amerikaners oor 'n periode van 2-3 maande 'n reuse hoeveelheid skepe gestuur het aan die Golf van Oman. Hulle het baie lugafweerstelsels gestuur. Hulle het voorberei daarvoor. Israel het voorberei, die Golflande het voorberei. En die vraag is, hoe lank kan Iran aanhou terugslaan met missielaanvalle? Die meeste van die missiele word afgeskiet. Net die Verenigde Arabiese Emirate alleen het vandag oor die 400 missiele afgeskiet en honderde hommeltuie uit Iran. Ek dink ons gaan sien dat Amerika en Israel Iran nog baie hard gaan slaan oor die volgende paar dae, beide met militêre en politieke teikens wat aangeval sal word. En dan moet 'n mens hoop en dit weet jy nooit nie. In konflik het jy nooit sekerheid daarvan nie, maar dan moet jy hoop dat daar wel onderhandelinge sal plaasvind. Ten minste stil agter die skerms waarvan ons dalk nie weet nie, om uiteindelik 'n soort van skikking te bereik wat kan beteken dat hierdie konflik so gou as moontlik tot 'n einde kom. Ek wil net my laaste sin sê, ons almal word hierdeur geraak. Oliepryse is oor die $80 nou vanaand. Die goudprys het gestyg. Daar's reuse uitdagings met die uitvoere van olie en gas reeds uit die Midde-Ooste. So ons moet almal hoop dat hierdie konflik so gou as moontlik tot 'n einde kom. Dankie, Jaco. Dan Prof Malan, net om af te sluit, hierdie week was daar 'n konferensie wat ook van internasionale organisasies byeengeroep is, wat Lex Libertas natuurlik begin het. Vertel ons 'n bietjie meer van hierdie. Pieter, ja, eintlik is Jaco net so bevoeg as ek om kommentaar daarop te lewer. Hy het self daar opgetree net soos ek. Dit was 'n konferensie van Lex Libertas onder die leiding van Dr. Ernst Roets. Dit was 'n konferensie onder die vaandel van Future of Nations. Dit was 'n baie belangrike konferensie vir 'n verskeidenheid van redes. Maar waarskynlik die heel belangrikste rede daarvoor is dat eintlik het dit die aard van die Suid-Afrikaanse staat op die spel geplaas. Die vraag is daar 'n behoorlike akkommodering van verskillende volkere in Suid-Afrika en meer bepaald ook van die Afrikaner volk? Die huidige struktuur van die staat, die grondwetlike struktuur van die staat,
behoort nie sonder meer aanvaar te word asof dit reg is en asof dit hier is om te bly nie. En die konferensie het onder andere daaroor gegaan, maar het tegelykertyd nie net oor die posisie van Afrikaners en ander groepe in Suid-Afrika gegaan nie, maar eintlik oor alle volkere binne staatsopsette, in die besonder in 'n staatsopset en 'n grondwetlike opset waar volkere, etniese groepe, kultuurgroepe nie na behore geakkommodeer is nie. Dis waarskynlik die eerste van 'n verskeidenheid van konferensies wat gaan plaasvind in daaropvolgende jare, en ek dink dit is baie belangrik dat hierdie kwessie deur nuwe baie ondernemende Afrikaner leierskap op die politieke agenda in Suid-Afrika geplaas word. Die belangrikheid van die konferensie is ook daarin geleë dat dit baie goed bygewoon is deur buitelandse rolspelers. Ons het sou in die media gesien het dat die jong Republikeine van New York was hier teenwoordig. Hulle president het inderdaad ook as gasspreker opgetree, en dan was daar vanuit etlike Europese lande inderdaad ook verteenwoordigers gewees, byvoorbeeld van Vlaams Belang in België, en etlike ander Europese lande soos Hongarye, Tirol ensovoorts. Nou, dis die tweede belangrike rede hoekom. So, met ander woorde, die hele kwessie is 'n internasionale kwessie gemaak, wat natuurlik tegelykertyd inpas by soortgelyke kwessies wat aangespreek word, ook by ander soortgelyke konferensies. Die derde ding wat vir my belangrik is die volgende. Dit was allermins 'n klein politieke geselskap wat versamel was. Wat opvallend was, is dat daar ook swart sprekers opgetree het, wat 'n beduidende konstruktiewe bydrae tot die konferensie gelewer het. En wat vir my ook opvallend was, is dat organisasies heeltemal buite die Afrikaner spektrum inderdaad ook teenwoordig was, en figure buitekant die Afrikaner spektrum, mense soos Rob Husoff was teenwoordig as 'n spreker, mense soos Gareth Cliff was teenwoordig as die leier van 'n groepsbespreking, en dan ook David Ansara van die Vrye Mark Stichting. So wat jy hier sien is 'n baie duidelike appel wat vanuit Afrikaner leierskap, baie spesifiek dan vanuit Lex Libertas se kant af gemaak word op mense en op formasies ver buite die tradisionele Afrikaner formasies. Interessant. Nou ja, baie dankie aan ons gaste vanaand, Prof Koos Malan, genoot by Sakeliga, en dan ook Jaco Kleinhans telefonies, hy is die hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Jy kan hierdie podsending of hierdie video en podsending môre op die Pretoria FM se YouTube kanaal kry, en natuurlik ook op stroomdienste. Tot volgende week.